Man, laas toe ons hier in Parys was, het ons 'n bietjie gepraat oor argitektuurbeginsels, die skaal, die orde, ritme, verhouding, waarvan hou die mense en watter deel van Parys werk vir die mense. Ons het verwys dat hierdie is Kerkstraat. Dit was eintlik die tradisionele hoofstraat waar jy die ou Salvation Army kapel het. En mens kan dit nie mooi sien nie. Alle rekords is dit gerealiseer as 1904, wat die tweede oudste kerk in Parys maak. Dit is dan ook in die detail wat mens ongelukkig nie die tyd van die dag sal kan sien nie. Die ou Salvation Army wapen in die detail. Dis feitlik ongelooflik hoe hierdie detail met alles wat verander het en gekom en gegaan het, absoluut niks in die gebou verander het nie. Nou, as ons in Kerkstraat afkyk, was jy 'n klomp nagmaalhuisies. Nog steeds as jy daar afkyk, lyk na minderwaardige huisies. So ook was hierdie blok 'n klomp nagmaalhuisies en so af waar daai choppies wat ook in die sentrum nou is, was ook nagmaalhuisies. En ons het genoem dat die kerk, soos hulle geld gekort het, die waardevolste grond, het hulle heeltyd erwe afgekoop. Maar wat ek wil hê ons moet gou op fokus, gaan oor die aanbouing, toe hulle die saal van die Baptistekerk bygebou het, en dan sommer net die debat daaroor. Wanneer pas jy aan tot watter mate pas jy aan, en sommer maar net daai teoretiese beginsels bietjie aan raak. Sakkie, nou hierso is iets wat interessant is, wat onmiddellik aansluit by wat ons gesê het. Omtrent 2010 is hierdie gedeelte, die saal van die Baptistekerk, bygebou. Jy kan duidelik sien wat was die ou deel, en hoe herhaal het dit 2008, daar staan op die gevel, wat hulle direk dit herleef het, die Salvation Army. Nou hierdie is 'n baie groot argitektoniese debat. Tot watter mate pas jy aan, en wanneer begin jy nou 'n ding bietjie te stol? Maar die goeie debat hier is, ongeag wie betrokke was of wat ook al, ons gee hulle hande klap. Dit pas in, dit kan net sowel 'n stal stoor gewees het, maar die detail, die herhaling, goed gedoen Baptistekerk.